julle weet, die laaste ruk het ek nou gesels oor Spreuke 6, vanaf verse 16 tot 19. Julle kan kyk daar op die bord, dit sal daar so wys, dit praat daar so van, oor hierdie dinge wat die Here het, hierdie 6 dinge, 7 is vir sy siele gruwel. So ek praat oor die waarheid van die liegery, en ek gaan nie lieg oor die waarheid vandag nie. Dit kan dalk bietjie sny vandag, want ek moes baie keer ouch sê op baie van die goeters. Spreuke 6, 16 tot 19 sê ons nou die volgende, die Here het hierdie 6 dinge, nee, daar 7, waarvan hy afskei het, oë wat straal van hoog met 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van kwaad, 'n getuie wat lieg, en iemand wat rusie tussen broers stook, of stook tussen broers. Dit is waaroor ek gepraat het. Ons onthou die eerste keer toe ek hieroor gegaan het, het ek so executive summary gegee, en gesê, hierdie is die 7 goeters, wat nie goed is om in jou lewe te hê nie, en basies wat ons as kinders van die Here, of as mens kan doen, hoe om God te volg, hoe om hierdie goed uit ons lewe uit te sny. Maar is nodig om na hierdie goed te kyk meer in diepte, en my laaste preek het gegaan oor hoogmoed, wat hoogmoed is, wat dit behels, wat hoogmoed aan jou doen. Hoogmoed kom tot 'n val, Satan, hoogmoedig, val, eina, seer, probleme, almal. Yes, dis die kort weergawe gewees, daai van die vorige preek. Vandag is die derde ene hierso, en vandag praat ek oor 'n tong wat lieg. Ek praat oor die liegery. Ek praat oor leuns. So wat is leuns? Ons het baie definisies van leuns, maar ek dink as ons met leuns moet verstaan, as ons moet verstaan wat lieg beteken, moet ons miskien eers weet wat waarheid is. Dis 'n goeie vertrekpunt. Wat is waarheid? Waarheid sê die Woordeboek, gelykvormigheid aan feit of werklikheid, 'n stelling wat bewys is of as die waarheid aanvaar word. Nou die Bybel praat baie oor die waarheid. Die Bybel het baie te sê oor die waarheid. Daar's baie teksgedeeltes binne in die woord van God wat praat oor die waarheid. Daar's baie verwysings na wat die waarheid is. En daar's 2 wat ek na gekyk het, wat ek kon vind, wat ek dink skitterende voorbeelde vir ons is. Die eerste een is Johannes 14:6, waar Jesus praat, en Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe kom, behalwe deur my nie. Hy is die waarheid. Jesus Christus, God is die waarheid. Die tweede gedeelte wat ek gevind het, was in Johannes 18, waar Jesus met Pilatus gesels, en waar hy, dit is by sy verhoor. Jesus is gearresteer, hy word na Pilatus toe geneem, en hierso moet hy homself nou soort van verdedig, maar God verdedig hom, en God praat net die waarheid. En in hierdie gesprek lees ons dan, in Johannes 18, dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid, sê Pilatus toe vir hom, en toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe, en hy sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Ons moet verstaan, die waarheid is dit wat in ooreenstemming is oor woord en saak. Die waarheid is dus woorde wat sake beskryf, wat dit regtig is, of wat dit regtig was. Die sake waarvan ek hierso praat, is die gebeure in geskiedenis. Dit is gesindhede, dit is dit wat gedoen is, wat gesê is, of selfs dit wat gedink is, dit is die waarhede. 'n Leuen is dus die nie ooreenstemming van woord en saak. 'n Leuen word dan ook gewoonlik deur iemand vertel, wat weet wat die waarheid is, maar wat dan 'n besluit neem om nie die waarheid te praat nie, wat 'n besluit neem om die waarheid te verdraai of heeltemal iets teenoorgestelde van dit wat waar is te sê aan iemand anderste. 'n Leuen word vertel met die doel om iemand te mislei of om iemand onder 'n wanindruk te bring. 'n Leuen is dus 'n doelbewuste besluit wat 'n persoon maak om nie die waarheid te praat nie. 'n Leuen is ook nie net die direkte teenoorgestelde van die waarheid nie. Hoor nou hierdie goeters, hoor hierdie, dit is amazing. Toe ek bietjie gaan navorsing doen gedoen het oor hierdie goed, amazing goeders wat ek gekry het. Hulle sê hierso, 'n leuen kan ook net sekere elemente van die waarheid van 'n saak weergee, daai sogenaamde halwe waarheid. So jy praat nie alles nie, jy praat die waarheid, maar jy praat nie al die waarheid nie, 'n halwe waarheid. 'n Leuen kan ook doelbewus onvolledige inligting gee waar relevante feite verswyg word. Dis krities om sekere goed te weet, maar jy gee dit nie deur nie, jy gee nie die volle waarheid deur nie. 'n Leuen kan ook die eensydige aktuering van 'n saak wees. 'n Leuen kan ook die subtiele verandering van die gesindheid wees waarin iets gesê is. Waar ek nou byvoorbeeld gaan ek sê,
Jy weet hierdie Willie, nee, hy is 'n lekker ou man, hy's 'n smart ou, maar eers partykeer maak hy my so geïrriteerd, maar ek sê dit mooi. En iemand anders kom en hulle sê, hulle aktueer dit verkeerd, hulle sê, Johan van Ek sê, daai Willie, hy wil hom net vee. Daai ou, nee. Hoor dit is 'n subtiele verskil. 'n Leuen kan ook 'n saak plooi om anders te lyk as wat dit was of wat dit bedoel is. En daar kan julle gaan kyk na Matteus 26 vers 60. Ek gaan baie teksverse so noem en ek gaan nie alles lees nie. Dit is 'n geweldige hoeveelheid inligting. So ek gaan net sekere goeters highlight op dit. 'n Leuen kan ook 'n weergawe van 'n saak sekere dinge suggereer sonder om dit direk te kan sê. En dan ook 'n leuen kan ook wees die aandikking of die verskraling van feite. Jy weet daai ekstra vet, daai telefoontjie wat jy speel. Jy begin hierso waar jy sê Kawasaki is die beste. En dan kom dit hier 20 mense later dan sê hulle Honda rules. Nee. Want aan die einde dan kom en dan sê iemand Honda rules. Jy weet, so leef die leuen. Ouens sit goed by en ouens sit goed weg en dan later dan is dit heeltemal iets anderste wat dit moet wees. Nou hier's 'n interessante ding. Leuns is nie net iets wat gepraat word nie. Leuns is ook iets wat geleef kan word. Jy kan leuns leef in jou lewe. En 'n baie goeie voorbeeld wat ek in die Bybel gekry het is wanneer ek kyk na die lewe van koning Dawid. Dawid wat 'n major rolspeler was, hierdie musselman van God. Hierdie klein daaitie man wat reuse verslaan, wat 10.000e verslaan, wat so amazing lewe gehad het, wat soveel geskryf het in die Bybel. Selfs hy het 'n leuen geleef. Saul jaag hom. Hy wil vir hom doodmaak, want Saul is geïrriteerd met hom. En in 1 Samuel 21 lees ons dat Dawid dan vlug hy na koning Akis toe. Hy gaan bly daar by koning Akis, maar koning Akis is ook nie lus vir die ou nie. En Dawid sien, luister hierso, ek kan dalk in die moeilikheid wees, hier's probleme. Wat doen Dawid toe? Hy begin 'n leuen leef, hy maak asof hy mal is, hy maak of hy waansinnig is, hy maak of hy kranksinnig is, en so meer dat hy begin borrel, dat die Bybel sê dat die spoeg van sy baard afloop. Koning Akis kyk hierdie ou, hy sê, hierdie ou is mal, wie's die ding, hy's stupid. Dawid is daar in die poort, hy krap, fisies krap hy so teen die deure. Hy leef 'n leuen. Hy leef 'n leuen sodat dit sy lewe kan red, want hy is bang. Hy lieg nie in woorde nie. Hy lieg in sy aksies. Hy lieg in dit wat hy doen. Is dit verkeerd om te lieg om jou lewe te red? Is dit verkeerd om te lieg om iemand anders se lewe te red vir wie jy lief is? Parkeer dit net so bietjie. Parkeer daai ene net so bietjie. Hier's 'n vinnige een hier op die flitsbord. Navorsing sê, hierdie is die 10 leuns wat die meeste gepraat word elke dag. So gooi hom net gou op. Daar's ons 10 leuns. Hulle begin daar bo. It wasn't me. Jou broek is om jou enkels, wasn't me. Dis nie ek gewees daai, dan hardloop hulle so af. Ek sit vas in verkeer. Al hierdie goeters hardloop af. Hier is die 10 leuns wat navorsing sê, wat elke dag die meeste gepraat word. Die grootste liegstorie wat daar is I am fine of ek is okay. Hoe gaan dit met jou? Nee, ek is fine. Maar intussen val jou lewe uitmekaar. It's not fine. Jy sê, luister hierso, dit gaan moeilik, maar ek is okay want die Here is my koning. Ek love it wanneer ek vir Attie hallo sê en hy sê ek vra hoe gaan dit? Hy sê my pa is die koning. Maar hy hoef niks verder te sê nie. Maar daarso is dit. Is jy onskuldig aan hierdie? Of is jy skuldig aan 1, 2 of is jy skuldig aan al 10 van hulle? Want ek is skuldig aan baie van hulle. Is jy ook 'n 10 uit 10 ou? Ek ook my broer. Ek en jy sê lekker 10-4 nie, hoor. In elk geval, baie interessante ding om daar te kyk. Die oorsprong van leuns. Leuns het ernstige oorsprong gehad. Waar kom leuns vandaan? Leuns kom net van een plek af. Daar's een oorsprong waar leuns vandaan kom, en dan dis van Mr. Satan, die duiwel. Dis waar die leuns vandaan kom. Satan is die leuen van die wêreld. Satan is die vader van die leuen. Hoor wat sê Jesus? Of hoor wat in Johannes 8 vers 44. Jesus praat met die Jode. Hy sê vir hulle die volgende: Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leuen. Nou Satan se eerste leuns aan die mens was dat God vir jou lieg. Dit was die eerste leuns. Hy het na Eva toe gekom, slim Eva, waar sy nie moes gewees het nie, sonder haar man gaan rondloop en hy gaan na Eva toe en hy sê vir haar, hy praat met haar, hy sê vir haar sekere goed.
Hy lieg vir haar. In sy leuns kraak hy die karakter van God af. In sy leuns sê hy dat God se woorde, God se wese 'n leuen is. Hy sê God lieg vir jou. Julle weet nie waarvan, want God wil nie hier moet soos hy wees nie. God lieg. Hy kraak God se karakter af. En wat gebeur dan? Ons glo die lieg. Die mens glo die lieg. Dan lieg ons vir God. En dan jaag God ons weg. Dan lieg ons sommer net vir mekaar. Ons begin 'n lewe leef van leuns. Nou daar's gevolge aan leuns. Daar's 'n paar gevolge. Ek net so na 'n paar van hulle kyk. Ten eerstens, waar leuns geglo word, het dit 'n geweldige effek en 'n geweldige nagevolg. Wanneer ons na die woord van God kyk in Genesis 3 en ons kyk na verse 4 en 5, kyk hierdie nagevolg wat hier gebeur. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Die leuen wat geglo is hierso, wat is die gevolg? Die gevolg is die sondeval van die mens. Daai gevolg is dat ons vandag hierso sit. Dit is daai gevolg om daai leuen te glo. Dit bring en dit veroorsaak 'n breuk in die verhouding tussen God en die mens. Ten tweedens, bring 'n leuen die oordeel van God oor die duiwel, oor die mens en oor die skepping. Gaan lees 'n bietjie Genesis 3 vanaf verse 9 tot 24. God se oordeel oor die duiwel, die mens en die skepping. Die derde ene, dit maak dit vir ons bitterlik moeilik en partykeer onmoontlik om te vas te kan stel tussen en te kan verskil te kan ken tussen 'n leuen en die waarheid. Dit is soos 'n diamant en 'n vals diamant. Wat is dit, 'n sarkonium? Waar is Jarius? Hy werk met hierdie goed. Sarkonium, ek dink dis 'n vals diamant, nee, of whatever. Maar 'n diamant en 'n vals diamant. Dis moeilik as jy na die twee kyk. Dan lyk dit presies dieselfde. Jy kan nie net gaan sê nee, die is die en die is dit nie. Jy moet daarna kyk en dan moet jy dit gaan toets. Dan moet jy goed in jou oë insit en jy moet gaan kyk en jy vergelyk hierdie goed met die eienskappe van wat 'n diamant werklik waar is. En dan kan jy eers vasstel, is dit 'n diamant en is dit nie 'n diamant nie. Ten vierde, die leuen ondergrawe, ondermyn en vernietig die vertroue tussen mense, en wanneer mense vir mekaar lieg, dan breek dit die verhouding. Hoe kan ek jou weer glo? Maar ek beloof jou. Hey broer, kyk na daai top 10. Ek beloof jou. Het jy geweet? Elke siekte, elke pyn, elke ongerief, elke swaar kry, elke lyding, elke traan, elke hartseer, elke onregverdigheid en die dood is die gevolg van die leuen. As ons daai leuen nie geglo het nie, sou ons nooit hierdie goed gehad het nie. Ons sou nie hartseer gehad het nie, ons sou nie pyn gehad het nie, ons sou nie siekte gehad het nie, ons sou nie haat in ons gehad het nie, ons sou nie sonde gehad het nie. Maar as gevolg van die leuen wat geglo is en die sondeval wat gekom het, sit ons vandag met hierdie goed in ons lewens. Dit is interessant gewees toe ek hierdie navorsing doen en ek gaan kyk wat sekere dokters en sekere ouens sê, Christelike ouens wat oor hierdie goeters praat. En hulle klassifiseer leuns. Vir my is leuns leuns. Ek dink vir die Here is ook 'n leuns 'n leuns. Maar hoor nou hoe interessant is hier. Ek wil net gou 'n paar met julle deel. So watter soorte leuns is daar? Eerstens, daar's kwaadwillige leuns. Dit is leuns wat doelbewus vertel word om ander mense te benadeel of hulle te keer van die goeie. Te keer dat die goeie met hulle sal gebeur en om hulle te kan benadeel. In Markus 14 lees ons die volgende oor die verhoor van Jesus. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat deur die mens gemaak is vernietig en binne 3 dae 'n ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie saamgestem nie. Tweede ene, selfsugtige leuns. Dit is leuns wat mense vertel om hulle self te bevoordeel of hulle van nadeel te weerhou. Lees Handelinge 5 verse 1 tot 10. Dit is die storie oor Ananias en sy vrou Safira. Hy gaan verkoop grond. Hy vat die geld, maar nou wil hy aansien van die mense hê. En voor almal gee hy net 'n gedeelte van die geld en hy sê vir almal, ek het hierdie grond gaan verkoop en ek gee al hierdie geld vir die Here. Hy staan en lieg in die huis van die Here. Gaan lees bietjie wat daarso gebeur het met die lidmaat, hierdie selfsugtige leuns. Nou onder selfsugtige leuns kry ons ook die grootpraat leuns. Grootpraat leuns is die leuns wat ons vertel wanneer ons onsself wil beter of slimmer of sterker wil maak as wat ons eintlik werklik waar is.
Jy weet, we want to become proud, we want to be puffed up. Dan praat ons klomp body oor onsself en hoe oulik en hoe goed ons is. Psalm 12 sê die volgende: Die Here sal al die vleitaal uitroei en die groot pratery van die mense wat sê, in ons tong lê ons krag, ons lippe help ons buig vir niemand nie. Dan jy die basret leuns, daai wat jou gatvelle red. Daai wanneer jy kondensmelk gedrink het, wat ons gedoen het, klap jy kondensmelk op my oupa se trotters jelly. Nou, dan vat jy die pakkie, want dan is om in jou kas, dan slat hy jou. Dan later dan vat jy hom, gaan steek hom by iemand anders, en steek hom my suster se kas weg, en brand haar alie. Maar later het my ma agtergekom, hoe werk hierdie storie, dan as 'n blikkie kondensmelk weg is, dan leek sy almal. So, dit is maar net hoe dit gewerk het. Almal 5 van ons, hardloop sulke sirkeltjies, dan slaat sy vir ons. Maar hierdie basret reels, dit is om skuld in 'n saak te ontken, sodat jy nie in die moeilikheid sal kom nie, dat jy in die moeilikheid uit sal bly. Genesis 4 vers 9, dan lees ons hierso waar die Here vir Kain vra. Hy sê vir hom, toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Nou die wat sal onthou, Kain en Abel, seuns van Adam en Eva, hulle het 'n bietjie van 'n onderonsie gehad. En Kain slaan vir Abel dood, so hy weet presies waar hy is. En toe die Here vir hom vra, toe lieg hy nou vir die Here om sy eie gat te red uit hierdie storie uit. Finansiële tipe leuns wat ons wil vertel, gaan lees hier is baie interessant. 2 Konings 5 verse 22 en 25. Gaan lees dit. Dis geweldig interessant daar, so hoe steel hierdie profete van mekaar. Leuns wat jy vertel om finansiële voordeel te kry of om finansiële skade te vermy. Dit gaan oor dinge soos 'n wanvoorstelling van feite oor die eensydige inligting wanneer jy met bemarking te doen het. Jy weet, koop jy die motorfiets is so fantasties en dit maar as jy weer ry dan val die wiele af. Of wat ook al, dis 'n wanvoorstelling van die waarheid. Dan het jy leuns oor eise by versekeringsmaatskappye. Jy dik daai eis in. Jy gaan skryf 'n verklaring, na verdere ondersoek blyk die volgende ook vermis te wees. Goed wat jy nooit gehad het nie. Leuns by SARS, leuns by jou derde party eise. Leuns wat jy vir die spiedkop vertel wanneer jy jou aftrek. Want jy wil nie 'n kaartjie hê nie. Jy wil jouself nie te nadeel doen hierin nie. Vleitaal leuns val ook hier onder. Is wanneer jy iemand anders 'n wanindruk oor hulself te gee of dit by hulle te laat bly ter wille van die voordeel vir jouself. Dis nou wanneer jy iemand anders wanneer jy nou 'n bietjie kruip vir 'n ander persoon. Nou hier's 'n baie interessante gedeelte in Handelinge 24 vers 3. Paulus word aangekla deur Tertullus. Nou Tertullus is 'n advokaat van die Jode en hulle is voor regter Felix. Felix is die ou wat in beheer is van hier, so hy's die Romein, hy's in beheer. En wat doen Tertullus? Hy kom daar, hy gebruik geweldige vleitaal om guns te wen by Felix. Maar dit is verkeerd. Jy kan dit nie so werk nie. Kry jy my van jou rug af leuns? Hoor jy, is toch al 'n oulike ene. Om iets voor te neem of om iets te beloof, so, wat jy weet, jy nie van plan is om te doen nie, wat jy nie gaan uitvoer nie, maar jy sê dit net om ontslaaf van iemand te raak. Jy is op die foon besig en jy wil nie meer verder praat nie. Jy luister, hier's nog 'n oproep wat inkom. Ek moet hierdie oproep vat. Maar daar's geen oproep nie. Ek sal jou later terugbel. Hey, ek sal vir jou bid. Maar ek bid nie. Daai selfoonoproepe wat jy kry, jy sit ergens by 'n restaurant of jy's besig met iets en jy sien iemand kom en hulle bel jou en dan kap jy daai reject with SMS. Sorry, I'm driving. Want dit is nie 'n mond vol pizza. Of I'm in a meeting. Wat? A meeting with me, myself and I. Die onheilige 3. Dan reject ons dit met leuns. Die wat die hardste lag saam met my, want ek is net so skuldig. Die derde tipe leuns wat jy kry is goed bedoelde leuns. Dis leuns wat bedoel is om ander mense van hartseer en van onnodige kommernisse te bespaar. Nou wat hier gewoonlik gebeur is, in die mediese professie kry jy ou dit. Dit is waar vir terminale siek pasiënte nie die waarheid vertel word oor wat met hulle besig is om te gebeur nie. Die gevoelenspaar leuns, om 'n leuen te vertel om iemand anders nie sleg te laat voel nie. Die rok sit mooi. Nee vrou, daai jean laat jou glad nie dik lyk nie. Eers pastoor, daai preek wat jy gepreek het is kwaai. Die goed voel leuns, jy wil nie hê iemand anderste moet sleg voel daarso nie. Die vrede bewaar leuns, leuns wat vir jy vertel om potensiële konfliksituasies te vermy. Byvoorbeeld antwoorde op, hoekom sien ek jou nie meer nie? Ek is so besig. Of man, ek het bedoel en ek het gedink ek gaan jou volgende week bel, jy's bo aan my lys en ons lieg hierdie goeters. Die vierde tipe leuns wat ons kry is noodleuns. Dit is leuns wat jy vertel. Dis nie die basret leuns nie. Dis leuns wat jy vertel in 'n situasie van oorlog, in 'n situasie van misdaad. Waar's jou vuurwapen? Ek het nie een nie. Waar's jou geld? Waar's dit? Ek het dit nie hier nie.
Dis al wat ek het. Daai tipe leuns. In 1 Samuel 21 vers 2, dan sien ons hoe Dawid vir die hoofpriester Achimelek lieg oor sy doen en late. Weereens vlug hy vir Saul. En dan gaan kruip hy weg hierso. En dan vra Achimelek om wat aangaan en wat hy moet doen. Dan sê hy dan lieg hy vir hom sodat sy doen en late geheim sal bly. Dan het ons die speel en die grap leuns wat jy vertel wanneer jy vir iemand wil verras, soos byvoorbeeld met 'n bachelor's party of 'n kombuistee. Nee, ons moet soontoe gaan, maar intussen reël jy iets anders. Dis 'n leuen. Hoor mooi. Dis 'n leuen. Wanneer jy iemand poetse wil bak of daai grappies wil maak en jy sê goeters om hom te manipuleer om iets te doen, dis 'n leuen. Hoe het leuns al deel van ons lewe geword? Dat ons dit so aanvaar, dit is deel van ons wese vandag. Onbedoelde leuns is wanneer iemand 'n leuen aan jou kom vertel, jy weet nie dis leuns nie, en jy vertel dit oor aan iemand anderste. Jy lieg vir iemand anders sonder om dit te weet, want jy glo die leuns of wat die storie wat hier dan kom, en dit gebeur gewoonlik wanneer ons wil skinder. Moenie skinder nie. Moenie nonsens praat van ander mense nie. Wit leuns. Nie regtig waar in 'n afsonderlike kategorie nie, want dit kan jy indeel by enige van hierdie. Nou wit leuns is daai klein leentjies wat ons glo niemand enige skade sal aandoen nie. Daai van lyk ek dik in hierdie jean? Nee vrou, jy lyk pragtig, maar jy binne dink jy lyk soos 'n opgestopte pilou nie. Wat nie lekker sit nie. Dis kyk, waar's maar moenie worry nie, dit is nie my vrou nie. My vrou is waar sy Julle moet hierdie uithaal uit daai tyd, met my vrou moenie hierdie ding sien nie, hoor. Kry ek nou sommer warm ook. Waar los dit vir ons? Waar los hierdie leuenstories vir ons? Ek wil vir julle 'n teksgedeelte lees uit 1 Korintiërs 10 vers 13. Dan hierdie teksgedeelte wil ek hê parkeer dit net ernstig en hou dit in gedagte wanneer ons praat oor sekere goeters. Ek's amper klaar. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê die volgende vir ons: Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle al oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. Ons moet onthou, God is God. God is waarheid. Daar's geen leuns in God nie. Daar's geen valsheid in God nie. Die waarheid is in God. In Johannes 16 vers 13, ek gaan net die eerste gedeelte lees. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. In die hele waarheid sal hy ons lei. Leuns is sonde. Eksodus 20 vers 16 staan daar, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Daar mag wel versagtende of verstaanbare redes wees hoekom ons leuns wil vertel, maar leuns bly sonde. En die mens dink ons kan sonde regverdig. Maar as ek nie dit gedoen het nie, sou dit en dit gebeur het en dit sou sleg gewees het. So nou probeer ek regverdig hoekom ek oor ietsie lieg, hoekom ek in leuns wil leef. Maar onthou, vir God is sonde net dit. Sonde. Jesus Christus het ons gewys wat die regte ding is om te doen. In Matteus 5 vers 37 sê hy, laat julle ja wees en jou nee, nee. Enigiets wat meer as dit gesê word, kom van die bose af. Wat het hy hierby bedoel? Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Moenie lieg nie, leef in die waarheid, praat die waarheid en doen dit in liefde. Die opdrag wat ons van God die Vader het, is om die waarheid te praat met mekaar. Dit is wat God vir ons sê, Filippense 2:15. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers van die wêreld. Ons kan nie 'n ligdraer wees as ons korrup is nie. Ons kan nie 'n ligdraer wees as ons nie die lig van God in ons lewe het nie. Kolossense 3 vers 9. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Moenie vir mekaar lieg nie. Die leuen in die kerk word verskriklik streng gestraf. Weer terug na Handelinge 5 verse 1 tot 10. Ananias en sy vrou Safira. Toe hulle gelieg het en hulle is uitgevang, het God hulle op twee verskillende tye albei net daar dood. Omdat hulle gelieg het, omdat hulle hoogmoedig was, omdat hulle die eer vir hulle wou vat en hulle wou hê al die mense moet sien hoe oulik hulle is en hoe hulle gee. Maar hulle lieg in dit, hulle leef 'n leuen. En net daar word hulle dood gestraf. Hier's vir jou 'n wille ene. Geen leraars word op die nuwe aarde toegelaat nie. Openbaringe 21:8.
wat die volgende sê, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars, die onsedelikes, die bedrieërs, die afgoddienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel met vuur en swaal brand, dit is die tweede dood. Wanneer ons met mekaar praat, kan ons nie vir mekaar lieg nie. Ons moet in waarheid met mekaar praat. En wanneer ons in waarheid met mekaar praat, dan doen ons dit in liefde, nie om seer te maak nie. Ons doen dit in liefde. Daar's 'n manier om 'n ding te sê en 'n manier om nie die ding te sê nie. Maar jy praat dit in waarheid en jy praat dit in liefde. En al is dit hoe moeilik vir ons, moet ons kies om in waarheid te wees en in die lig te leef. Ons is dan die ligdraers van hierdie wêreld. Ons is dan die sout van die aarde. Hoe kan ons dit wees as ons dit nie is nie, as ons dit nie wil wees nie? As ons met leuns en korruptheid in ons lewe voortgaan. Ons moet kies om in waarheid te leef teenoor God, ons medemens en met onsself. En die waarheid moet in liefde gegee word. Brutale en krenkende manier en hantering van die waarheid is ook nie reg nie. Ons lees in Korintiërs, 1 Korintiërs 13. Want baie keer dan is ons lelik met die waarheid. Die manier hoe ons vir iemand ietsie sê, is nie reg nie. Want ons sê dit nie in liefde nie, ons sê dit om mense seer te maak. Nou wys ek julle wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van engele of van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ek ken al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en ek het al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Ek wil afsluit, John, julle kan opkom asseblief. Die doel heilig nie altyd die middele nie. Ons het altyd daai gesegde wat dit sê, die doel heilig die middele. Ons kan nie leuns gebruik om die goeie te vermag nie. Ek kan nie lieg in my versekeringseis of in my derde party eis of enige iets om meer geld te maak nie. En dan sê ek, dan regverdig ek dit, dan sê ek, as ek daai geld kry, dan gaan ek dit vat, dan gaan ek dit vir die kerk gee en dan gaan die kerk seën. Kom ek dink sê net en iemand anders te gaan dood. Jy weet, waar kom dit vandaan? Ons lieg so vir onsself, ons glo onsself. Ek kan nie God se werk met Satan se instrumente doen nie. Ek kan nie. En omdat ons gewoonlik onder geweldige druk is, wanneer ons onder druk gesit word, wat is die mense reaksie? Die mense reaksie is, ek spring terug na alleen toe om my te keer, dat ek wil nie in hierdie ongemaklike situasie wees nie, ek wil uit hierdie ding uitkom, en ek spring terug na leuns toe. Want my hele lewe lank is dit oukei om wit leuns te vertel. My hele lewe lank is dit oukei om goue leuen te vertel om uit hierdie ding te kom. Dan gaan ek terug gaan na God en dan sê ek, Here vergewe my. Want ons almal sê mos it's easier to ask forgiveness than permission. Dis die verkeerdste ding wat ons sê. Ons moet ophou om daai goed te sê. It's easier to ask forgiveness than permission. So ek gaan lieg en dan gaan sê ek vir so, jammer, sorry. Vergewe my, reinig my in die bloed. Maak ek God se genade goedkoop. As ek God se genade goedkoop maak, is ek op 'n gevaarlike plek. Op 'n gevaarlike plek. Die Here het nie my leen nodig om my uit my nood uit te red nie. Die Here het nie my leen nodig om sy almag te wys nie. Die Here het nie my leuns nodig om my te neem uit 'n posisie van waar ek was na 'n verheerlike posisie nie. Vir my te red uit 'n onmoontlike situasie. Leuns vertel moet so geblok wees in ons gedagtes, dat ons nie eens daaraan dink nie. Wanneer ons in 'n situasie kom wat moeilik is of wat ook al, dan dink ek die genade van God, die liefde van God, en hoe ek in waarheid voor God moet leef, dat ek 'n ligdraer kan wees, en dat ek die sout van die aarde kan wees, waarvoor God ons geroep het. Dis wat in my gedagtes. Leuns moet nie eens opkom in my gedagtes nie. Christus het nooit leuns vertel nie. Selfs toe hy op verhoor was, het hy nooit leuns vertel nie. Nie toe dit eers sy lewe gekos het nie, Markus 14. Maar Jesus het niks gesê nie, maar Jesus het niks gesê nie en hom glad nie verweer nie. Die hoëpriester het hom verder ondervra. Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom? Het hy hom gevra. Ek is, het Jesus geantwoord. En julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is. En wanneer hy kom op die wolke van die hemel, toe skeer die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en hy sê, waarvoor het ons nog getuienis nodig? Ek maak klaar met hierdie vraag. Wat is die waarheid? Die volle waarheid en niks behalwe die waarheid nie. Psalm 15. Wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef?
Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat. Nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verag is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie, en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. En wanneer ek dit doen, dan leef ek in die waarheid, die volle waarheid, en niks anders as die waarheid nie. Die leen het al soveel deel van ons lewe geword, dat ons dit kan regverdig om so te kan leef. Ons moet ophou om in leuns met mekaar te leef. Laat ons eerlik wees met mekaar. Maar laat ons dit eerlik wees in liefde. 'n liefde wat gee, 'n liefde wat dien, 'n liefde wat vergewe, 'n liefde wat aanvaar, 'n goddelike liefde. Dis die liefde wat ons in ons lewens moet hê. Want wanneer ons in liefde is, dan sal ons in waarheid wees, want ons hoef ons nie bang te wees om uit 'n situasie te kom om in leuns te leef nie. Wil ek 'n leuen vertel en my saligheid verloor? Wil ek 'n leuen my hele lewe 'n leuen maak en my saligheid verloor net dat ek nie in die moeilikheid moet kom nie oor iets wat ek gedoen het of ek's bang ek offend iemand? God is die waarheid. Ek leef 'n leuen. Ek het baie leuns in my lewe. En dit is vir my moeilik gewees om oor hierdie goed te praat, want ek het nie sê jy, ek moet heeltyd sê ons. Want ek is nie afsonderlik van hierdie ding nie. Broer, van daai 10 goeters, so wat Frikkie gesê het, ek het al 10 daai goed al, ek doen dit gereeld. Tot my eie skande, tot my eie nadeel, want ek ontneem God se blessings in my lewe. En vanoggend het ons gesing, I'm no longer a slave to fear. En as ons in leuns bly, sal ons in vrees bly. As ons in leuns lewe, sal ons hierdie vrees in ons lewe hê. Maar as ons in die waarheid wandel. Ek wil hê Janel moet weer vir ons speel, en ek wil net hê, ek gaan niemand vra om op te staan nie, want as ek moet vra om moet opstaan, sal elkeen van ons moet opstaan as ons nie wil lieg nie. Ek weet julle moet vir ons, kom spandeer net gou 'n minuut of 2. Spandeer net gou saam met die Here. Daai leuns wat ons leef, kom ons gee dit vir die Here, en vra die Here, maak my vry van hierdie tronksel van leuns. Hierdie leuns, hierdie kettinge wat my bind van leuns, breek dit uit my lewe uit, Here. Verlos my van die leuns, dat ek in liefde kan leef, dat ek U kan volg, dat ek U kind kan wees. Dis moeilik. Dis moeilik om in die waarheid te wees, omdat leuns al so deel van ons geword, soos 'n parasiet wat aan ons ingegroei het, wat vas is van ons. En om dit af te trek, maak baie keer baie seer. Vader God, ek bid vir elkeen van ons, Here. Elkeen van ons wat leuns in ons lewens het, en ek weet dis elkeen van ons, Vader. Here God, waar dit so deel van ons DNA geword het, bid ek vandag, dat U die dokter sal wees, wat daai gaan uitsny uit ons lewens uit, Here. Daai leuen, daai valsheid, Here, dat dit nie meer in ons lewe sal wees nie, dat ons nie eens meer daaraan sal dink nie. Here, die leuen wat soveel vernietig het, die leuen wat die verhouding gebreek het tussen ons en U, die leuen wat tot die sondeval gekom het, die leuen wat alles oorsaak is van wat sleg is tot die dood. Maar Here, hoe maklik aanvaar ons dit nie vandag as deel van die lewe nie, as deel van alles. Hoe maklik leef ons nie alleen in ons lewens nie, Here. Vader God, ek kom na U toe en ek bid en ek vra, Here, vergewe ons skuldenaars. Vergewe ons sonde van leuns. Amen.